Wat is die krag van solidariteit? Dit is gewone mense wat werk. Partykeer wonder 'n mens, waar kom solidariteit se krag vandaan? As ek nou dit sê, dan bedoel ek nou nie uit 'n geestelike oogpunt nie, want uit die aard van die saak, ons krag kom van ons Skepper. As ek daarvan praat, dan praat ek van 'n ander bron van krag, en dit is gewone mense wat werk. Nou, solidariteit se voete staan stewig in ons gemeenskap. Hoekom? Want ons werk vanuit ons gemeenskap. Ons gemeenskap bestaan maar grootliks uit mense wat werk. En ons put ons inspirasie uit mense wat in moeilike omstandighede steeds vorentoe beer en daar is vir mekaar. Nou ja, ek dink byvoorbeeld aan Steve Scott uit die mynbedryf, wat sy lewe vir sy medewerkers gegee het. Hy was vir 17 jaar president van Solidariteit. As ek so dink aan mense, dan dink ek byvoorbeeld aan ons huidige president, Blakkie Swarts, uit 'n staalfabriek wat lede verteenwoordig soos enige regsgeleerde dit kan doen. Of miskien ons visiepresident en Kreer van Katoe, wat vir 'n mynboumaatskappy werk en voltyd sy tyd aan ander wy. Of ek dink aan oom Giel Orendal. Hy is alreeds 50 jaar lid van Solidariteit. En hy verteenwoordig ons afgetrede lede op ons hoofraad. Of ek dink aan Dion de Vries. Nou, Dion is 'n gemeenskapman in murg en been, wat tot onlangs by Sasol gewerk het, maar hoor hier, hy is sedert 1985 lid van Solidariteit se hoofraad. Maar so dink ek aan elke lid van ons hoofraad wat onbaatsigtig in diens van ons groter saak is en ons lede is. Ons hoofraad bestaan verder uit verteenwoordigers van die metaal- en ingenieursbedryf, Eskom, die mynbedryf, die chemiese bedryf, asook finansiële, onderwys, gesondheids- en regsektore. Ons hoofraadslede vergader elke maand en dan gee hulle vir ons mandate. En ons nasionale raad vergader jaarliks om verslae te ontvang, emosies en finansiële state goed te keur. En dan het elke bedryf van ons 'n bedryfsraad en beroepsnetwerke en ook adviesrade. En ons het honderde verteenwoordigers en adviesraadslede. En elke 5 jaar is daar 'n verkiesing vir al Solidariteit se verkose strukture. En so word dit wat ons lede beleef en wil hê, deurgegee aan ons voltydse amptenare. En ons is bloot in diens hiervan. Dit is by hulle wat ons hoor wat die gevolge is, wanneer produkte nie weens gebrekkige spoorinfrastruktuur na hawens vervoer kan word nie. Dis hulle wat ons vertel wat met smelters gebeur, wanneer daar kragprobleme is en weghol kragpryse 'n reuse invloed op hulle het. Dit is hulle wat die prys sal betaal, wanneer die Amerikaners se AGOA-ooreenkoms dalk nie voortgesit word nie. Of as gevolg van die regering se roekelose buitelandse beleid. Dit is hulle wat korttyd werk, wanneer daar 'n tekort aan skroot is. Dit is hulle wat met 'n permanente swaard van afleggings oor die kop leef. Dit is hulle wat die druk en onderwys ervaar, wanneer die staat verder sentraliseer. Dit is hulle wat skielik met raseise in die regssektor gekonfronteer word. Dit is hulle wat jaar na jaar in 'n rasverslae sien, ek is oorverteenwoordig, dit is eintlik te veel van jou. En so kan ek aangaan. Ek kan baie dinge vertel wat eenvoudig opkom onder van die lede af. En hulle is hoogs ingelig, want hulle staan op die voorfront van die werkstryd. Dit is ook hulle wat besluit het dat Solidariteit moet bou. Dit is op hulle vergaderings waar daar besluit is
dat solidaritetslede R10 per maand tot 'n boufonds moet bydra. Dit is hulle wat goedgekeur het dat ons Help aan Hand, Soltech, Akademia, Bo-Karoo opleiding en vele meer moet begin. Hulle is die hedendaagse helde van ons tyd. En dit staan in skrille kontras met die enkele kommentators wat die krag van hierdie gewone mense onderskat, omdat hulle dit nie verstaan nie. Die enkelinge skep 'n strooipop wêreld waarin hulle solidariteit kritiseer, terwyl die werklike solidariteit by hulle verbygaan. Solidariteit was tog altyd gewone mense wat in moeilike omstandighede planne maak vir die toekoms. Mense wat nie wag vir beter tye nie, maar dit self help skep. En dit is die krag van solidariteit. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.